Maak ons Bybels oop by Numeri hoofstuk 14. By ons vorige geleentheid het ons stilgestaan by Numeri 11. Jy sal dit onthou as die geskiedenis van Israel wat gevra het vir vleis. Die Here wat voorsien het, maar ook saam met dit 'n bepaalde oordeel wat hulle getref het. Volgend hoofstuk 14, ek wil vra dat jy hoofstuk 13 ook sal gaan lees. Ek gaan dit nie kan lees nou tydens hierdie diens nie, ek gaan na enkele gedeeltes verwys aan die einde daarvan, by die prediking. Maar in hoofstuk 13 het die Here verspieders laat uitstuur. Ek wil toch vir u vraag gaan kyk, watter stamme, dis elke stam, en 'n naam by elke stam, verteenwoordigend van die hele Israel is uitgestuur, gaan verspied en verken die land. 'n Opdrag wat die Here gee, en as hulle terugkom, is daar 'n verslag. Ons lees vanaf vers 1, hoofstuk 14. Ons gaan lees die eerste vers van hoofstuk 14. Toe die hele vergadering uitgeroep. Hulle het al stem verhef en die volk het die nag geween. En al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron. En die hele vergadering het aan hulle gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het, of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. En waarom bring die Here ons na hierdie land, om deur die swaard te val? Ons vroue en ons kinders sal 'n buit word. Sal dit nie beter vir ons wees om na Egipte terug te gaan nie? En hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. Toe het Moses en Aaron op hulle aangesig geval voor die hele vergadering van die gemeente van die kinders van Israel. En Joshua die seun van Nun en Caleb die seun van Jefune, twee van die wat die land verken het hulle klere geskeur. En die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deur getrek het, om dit te verken is 'n buitengewoon goeie land. As die Here 'n welbehae in ons het, sal hy ons in hierdie land inbring, en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Hulle beskutting het van hulle gewyk, en die Here is met ons. Wees nie bevrees vir hulle nie. Toe sê die vergadering dat hulle gestenig moet word, maar die heerlikheid van die Here het in die tent van samekoms verskyn voor al die kinders van Israel. Daarop het die Here aan Moses gesê, hoe lank sal hierdie volk my verag? En hoe lank sal hulle in my nie glo nie? Ondanks al die tekens wat ek onder hulle gedoen het. Ek sal hulle met die pes tref en hulle uitroei, en ek sal jou 'n groter en sterker nasie maak as hulle. Dan gaan Moses oor en hy tree vir die volk in gebed. En hy vra dat die Here sal vergewe. Vers 20. Toe sê die Here, ek het vergewe volgens jou woord. Maar so waar as ek leef en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word,
al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het, en na my stem nie geluister het nie, hulle sal die land nie sien, wat ek aan hul vaders met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Maar my knegt Kaleb, omdat 'n ander gees in hom was, en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Die Amalekiete en die Kanaaniete woon in die laagte, draai môre weg en trek tog die woestyn in, op pad na die Skelfsee. Daarna het die Here met Moses en Aaron gespreek en gesê, hoe lank sal hierdie bose vergadering aanhou, dat hulle teen my murmureer? Ek het die murmureringe van die kinders van Israel gehoor, waarmee hulle teen my bly murmureer. Sê vir hulle, so waar as ek leef, spreek die Here, waarlik, soos julle voor my oë gespreek het, so sal ek aan julle doen. Julle lyke sal in hierdie woestyn lê, naamlik al julle geteldes, volgens julle volle getal van 20 jaar oud en daarbo. Julle wat teen my gemurmureer het, waarlik, julle sal nie in die land kom, waaroor ek my hand opgehef het, om julle daarin te laat woon nie, behalwe Kaleb, die seun van Jefune, en Joshua, die seun van Nun. En die kinders waarvan julle gesê het, hulle sal 'n buit word, die sal ek inbring, en die sal die land leer ken, wat julle verwerp het. Maar julle lyke sal in hierdie woestyn lê, en julle kinders sal soos herders rondtrek in die woestyn, 40 jaar lank. En sal so die gevolge van julle hoerery dra, totdat julle lyke in die woestyn verteer is. Volgens die getal dae dat julle die land verken het, 40 dae, vir elke dag 1 jaar, moet julle jul ongeregtighede dra, 40 jaar lank. En my teerstand gewaar word, ek, die Here het dit gespreek. Waarlik, dit sal ek aan hierdie hele bose vergadering doen, wat teen my bymekaar gekom het. Hulle sal in hierdie woestyn omkom en daar sterwe. En die manne wat Moses gestuur het om die land te verken, en wat na hulle terugkoms die hele vergadering teen hom laat murmureer het, deur 'n slegte gerug aangaande die land te versprei. Die manne wat 'n slegte gerug aangaande die land versprei het, het gesterwe deur 'n plaag voor die aangesig van die Here. Maar van die manne wat die land gaan verken het, het Joshua die seun van Nun en Kaleb die seun van Jefune in die lewe gebly. En toe Moses hierdie woorde aan al die kinders van Israel gesê het die volk baie getreur. En die môre vroeg klaar gemaak en op die top van die berg geklim en gesê, hier is ons, en ons wil optrek na die plek wat die Here gesê het, want ons het gesondig. Maar Moses het gesê, waarom oortree julle tog die bevel van die Here, aangesien dit tog nie sal geluk nie? Moenie optrek nie, want die Here is nie in julle midde nie. Anders word julle verslaan voor julle vyande, want die Amalekiete en die Kanaaniete is voor julle, en julle sal deur die swaard val, omdat julle van die Here afvallig geword het. Daarom sal die Here nie met julle wees nie. Nogtans het hulle vermetel gehandel om op die top van die berg te klim. Maar die verbondsark van die Here en Moses het nie uit die laar gewyk nie. Toe het die Amalekiete en die Kanaaniete wat in die gebergte woonagtig was, afgekom en hulle verslaan en hulle verstrooi tot by Horma. Geliefdes in ons Here Jesus Christus,
Ons ken die uitdrukking in Afrikaans, sien is glo. En dit is 'n baie betroubare getuienis van die wat gesien het dit beleef. En die wat dit gesien het en dit beleef het en dit oorgedra het iets gehad wat ander kon glo, en dit wat hulle kon glo, moes hulle ter harte geneem het. Die Here maak immers moeite met die keuse van ooggetuies. Hy kies die bestes. Een uit elke stam kom die Here en hy kies die vernaamstes, leiers, en hy maak van hulle ooggetuies. Hy stuur hulle in die beloofde land in. Onthou wie het beloof? God het beloof aan Abraham, hy het dit herbevestig aan Isak, hy het dit herbevestig aan Jakob. Hy sê, ek gaan vir julle grond gee, ek gaan vir julle plek gee om te bly, en julle sal word soos die sand aan die seestrand, en die sterre in die hemel. Groot en 'n magtige volk, want ek is julle God. Ek is die Here, julle God. So gee ook die wet vir hulle, dat hulle dit kan hoor, dit kan sien. En die Here begin met hierdie ooggetuie veldtog eintlik reeds wanneer hy hulle uitlei met sy wondertekens. Maar wanneer hy die 12 manne die beloofde land betree, dis in hoofstuk 13 beskrywe, dan stap hulle deur die land en hulle het 40 dae wat hulle bewandel. Elke dag sien hulle iets. En hy gee vir hulle instruksie, let veral op die vrug van die land. Let veral op die vrug van die land. Kyk wat julle sien, kyk wat julle sien. En moenie net sê wat julle gesien het nie, bring van dit saam. Sodat ander kan sien wat julle gesien het en dit beleef. 'n Ooggetuie verslag wat verseker kan slaag. Want as hulle die land betree, dan sien hulle die water. Hulle sien wat groei in hierdie land. Hulle sien die oorvloed in die land. Oorvloed? Ja, hulle het gesien dat daar oorvloed is. 40 dae is verby en die tyd van verslag het aangebreek. 12 manne kan soos een man nou verslag doen. En wat kry ons? In hoofstuk 13 kan jy net saam met my volg. Daar word verslag gedoen en ons kan dit volg vanaf vers 27 af. En hulle het hom vertel en gesê, ons het gekom in die land waarin ons gestuur het en waarlik, hoor hierdie positief, en waarlik, dit loop oor van melk en honing. Nou melk en honing is 'n uitdrukking van dit's baie goed. Daar is baie goed. En dit, nou wys hulle dit, en dit is sy vrugte. Die vrug wat julle hier sien is wat ons daar gesien het. Dit wat ons voor ons het, is wat julle daar gekry het. En die volgende vers 28 begin met die woord maar. Nou as u al 'n verslag gehoor het, en iemand sê vir jou, dis so wonderlik, maar, dan kan jy maar 'n streepie trek deur wat pas gesê is, want maar gaan dit dalk heeltemal oorskadu, of 'n streep trek oor hoekom ek so positief was. Hierdie verslag begin met 'n positief, dis werklik waar, 'n land wat oorloop van melk en honing, 'n land waarvan die oorvloed sigbaar is, 'n land wat ons definitief nie kan ontken, dit is so nie. Maar, sê vers 28, die Amalekiete woon in die Suidland, Hetiete woon op 'n ander area, Amoriete, waar woon die Kanaaniete?
Vers 28 sê, die volk van die land is baie sterk. Net sterk. Die volk van die land, wat in die land woon, is sterk. En die stede is versterk. En baie groot. En ons het daar ook die kinders van die Enakiete gesien. Kyk van nou vers 33. Wat weet ons van die Enakiete? Ons het daar ook die reuse gesien, sê vers 33, die kinders van Enak. So die man is nie net sterk nie, maar hulle is groot. Die kinders van Enak is die reuse. Ons kyk na die mense, hulle is baie. Die mense wat daar woon, is sterk. Die stede is versterk. Ons kan dit nie oorwin nie. Caleb hoor hierdie verslag draai negatief. Hy reageer. Vers 30. Caleb maak die volk stil teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en dit in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. En die ander manne met die negatiewe verslag reageer onmiddellik en sê, ons kan nie teen die volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. En daar staan geskrywe dan in vers 32, so het 'n slegte gerug dan by die volk tuis gekom. Daarom begin vers 1 met die woorde, en hulle daardie nag gehuil. Maar wat het gebeur met hierdie oordrag van die verslag? Ons het twee groepe evangeliste. Nou, evangelie is veronderstel om 'n blye boodskap te wees. Maar die verkondiger van hierdie blye boodskap, een het 'n halwe blydskap gebring, wat oorgegaan het in droewigheid, terwyl die minderheidsverslag van 2 teenoor die meerderheidsverslag van 10, die blye boodskap was 'n boodskap van glo, ons gaan die land binne. En die volk het die meerderheidsverslag in 'n demokratiese stelsel van die meerderheid moet seker reg wees, geglo. En die meerderheid sê, ons kan nie die land oorwin nie. Ons kan nie die land betree nie. Die reuse is vir ons te groot en die stede is te versterk. Ons kan nie. Terwyl Caleb sê, maar ons sal. Het Caleb 'n eie geregtigheid verkondig, terwyl die ander 'n meer versigtigheid verkondig het? Oordeel self. Wie het die land beloof? Wie die verspieders uitgestuur om te sê, dis wat julle gaan beerwe? Wie die eerste evangelie reeds verkondig? Was dit Josua en Caleb? Of was dit God self? Gaan kyk so lank. Die res kom. Een hartseer stuk geskiedenis word verhaal in die eerste paar verse van hierdie 14de hoofstuk. Want wanneer hierdie droewige volk in hulle hartseer, hulle het graag gehuil, ek sien dit verskeie kere in die Ou Testament gebeur, dat die volk hartseer is oor hulle moeilike omstandighede. Ek dink ons beleef onsself, selfs in die moderne tyd, dat ons maklik te neergedruk raak met ons omstandighede. Israel is nie so vreemd nie. Israel is tog 'n mens, 'n volk van mense. En ons kyk na ons omstandighede met 'n persoonlike kyk. Dit is nie iets daar ver vir iemand anders, dit is vir ons. En hulle hoor hierdie verslag, hulle is so groot. Hulle is so sterk. Hulle is so baie. En hulle begin kla. Na hierdie nag is die klagtes baie. Die droewigheid in die volk is erg. Vers 2 sê, en al die kinders van Israel het gemurmureer teen Moses en teen Aaron. So, ons kla nou
nie oor hierdie manne wat verslag kom doen het nie. Ons begin nou kla teenoor mense wat ons hiernatoe laat kom het. Moses en Aaron, waar was julle toe die Here ons sogenaamd geroep het? Uit Egipte uit. Julle is ons vyand. Hulle het gekla teenoor Moses, teenoor Aaron. En hulle het gesê, ag, as ons maar in Egipte land gesterf het. Of as ons maar hier in die woestyn gesterf het. En dan gaan dit vinnig van, ons kla teenoor ons leiers, nou kla ons teenoor die Here. Waarom bring die Here vers 3 ons na hierdie land, om deur die swaar te val? Ons vroue en ons kinders gaan buit word, hierdie mense is te erg. Die Here sal ons nie kan beskerm nie, is hulle woorde, want dis hulle bedoeling. Ons sal nie kan wen nie, die Here sal ons nie kan beskerm nie, en Moses en Aaron, waar is julle? En dan gaan hulle nog verder. Ons sal onsself red van hierdie droewige standpunt en stadium en omstandigheid. Kom ons kies vir ons 'n leier, met ander woorde 'n ander leier as Moses en Aaron. Ons soek nie geestelike leiers nie, gee vir ons 'n ander leier. En kom ons gaan terug Egipte toe. Kom ons kry vir ons 'n nuwe pad. Nou hoor jy die evangelie. Die predikers het gepreek. 'n meerderheidspredikingsverslag. Ons kan nie, ons sal nie. En 'n minderheidsverslag, ons sal. Wie gaan ons glo? Die ooggetuie verslag van 10 of die ooggetuie verslag van 2? Is duidelik ons glo wat almal sê, wel, almal behalwe 2. En dis beter dat ons liewer doodgaan of teruggaan. Terwyl die Here die volmaakste van boodskappers gestuur het, genoegsaam in hulle vaardigheid om te kan sien, te kan beleef en te kan vertel. Maar die blydskap ontbreek van die evangelie van die beloofde land. Ons soek die slawernyland. Ons het vergeet, ons het daar ook gehuil. Ons het vergeet. En wanneer die minderheidsverslag hoor wat die meerderheidsverslag reg gekry het, is daar 'n diep droewigheid en 'n geskoktheid in die hart van Moses en Aaron. Hulle val neer, kyk na vers 5. En die reaksie van Joshua en Caleb, vers 6, is hulle skeer hulle klere, soos wanneer iemand te sterwe gekom het en ons in rou gewaad is en ons skeer die soem van ons kleed. Ons is baie hartseer. Want hulle hoor nie net, ons wil terug aan Egipte toe nie, ons wil God nie dien nie. Ons wil hom nie as God erken nie, ons wil sy almag nie erken nie, al het ons wat gesien? Ons het die vrug van die beloofde land gesien. Ons het die voorskou van die beloofde land gesien. Nie enigiets nie, ons het die voorskou van die beloofde land gesien. Hier is die vrug. Caleb se woorde, Joshua se woorde, hier is die vrug en die land is goed vir ons. Dit is wat die Here gesê het. En hulle weet, die God wat ons gelei het tot hier,
het Egipte met 10 houe vernietig. 'n hele weermag verdrink in die see terwyl ons deurgestap het. Ons het vry tot hier gestap en ek het gesien hoe eet ons vleis. Hierdie God kan voorsien. En die minderheidsverslag, ongelowige standpunt, word geglo. En die volk val in ongeloof en God word verwerp. En dis waar ons nou staan. Daarom skeer ons die kleed. En weet, hier kom nou groot moeilikheid. Want wie kan teen hierdie God staan, as niemand teen hom kan staan nie? Want hulle ken sy goedheid. Hulle ken sy grootheid. En Joshua en Caleb probeer steeds. Maar het julle ons nie gehoor nie. Hier is die evangelie van blydskap, van hoop. Vers 8. As die Here 'n welbehae aan ons het, sal hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Wees net nie teen die Here opstandig nie. Wees net nie teen die Here opstandig nie. Met ander woorde, draai julle harte. Draai weg van julle eie begeertes. Moet nie die plan volg wat julle in julle harte nou bedink nie. Die Here is ons God. Hy alleen. Moet nie bang wees nie. Moet nie bang wees vir die land, vir die mense waarin ons moet gaan nie, want die Here besit alles. En op grond van die verweer, 'n laaste probeerslag, word die mense kwaad. En sê, ons gaan julle doodgooi met klippe. Dan word gesê, hulle moet gestenig word, en dan daal die Here neer in sy heerlikheid, en hy word sigbaar in die tent van samekoms, die tabernakeltent. En nou weet Moses. Moses weet, as die Here so reageer, gaan hy nou reageer. Die Here sê, kom ek vernietig hulle. Kom ek gee vir hulle nou die pes. En 'n pes dat hierdie hele volk vernietig word en almal voor jou uitgedelg word. Moses, ek gaan met jou aan. Hoor jy vir Noag? Moses, ek is bereid om weer te begin. Ek is bereid om weer oor te begin met jou. En 'n pes sal hulle onmiddellik vernietig. En daar's niemand wat meer kan murmureer en kla nie, want ek sal hulle wegvee. Die pes en die hoop mense wat daar sal lê, is wat God sou doen. En dan gaan Moses, en hy neem 'n rol in van tussenganger. 'n bemiddelaarsrol. Een wat voorbidding doen en sê, Here, ek wil graag intree. En hy begin bid. En hy bid, Here, wees genadig. Wees genadig, Here. Skenk vergifnis. Vers 20, hoor ons. Ek vergewe. Ek vergewe op grond van wat jy gevra het. Wie is hierdie God? Hoe kan hy vergewe? As mense klaar besluit het, ons soek nie hierdie God nie. Maar die God van hervorming, die God van herstel, die God van hoop is hier. En hy gee vir hulle genade. Maar die gevolge hiervan gaan hulle nou voel. En die Here gaan die gevolge duidelik sigbaar maak, soos wat hy gedoen het met koning Dawid, waar hy vir koning Dawid
Met die sonde van Batseba het hy vir koning Dawid vergewe. Maar die seentjie wat gebore is vir Dawid en Batseba is dood. Sodat Dawid sou onthou die spet van sy sonde. Die gevolge daarvan sou met hom wees, want hy was die oorsaak van die dood van daardie seun. En nou, hierdie volk het God gesien met die uittog, hulle het hom gesien met die wonderwerke. Soos Romeine 1 dit stel, het hulle hom gesien en hom nie verheerlik nie. Hulle het hom gesien en erken dat dit hy is, maar hom nie verheerlik nie. Vers 22, al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egipte en die woestyn gedoen het, en nou al 10 maal versoek het, en na my stem nie geluister het nie, hulle sal die land nie sien, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Die Here sê, ek het gesien wat julle doen. Onthou die Here alles? Hy doen. Die wat hom al 10 maal versoek het, gaan die lewe nie verder sien nie. Vir die tyd wat hulle gaan swerwe, die 40 jaar, wat nou in die teks staan, gaan hulle swerf. En hierdie manne sal sterwe. Die Here bepaal die lengte van die tyd, vers 32, julle lyke sal in die woestyn lê. Julle lyke sal in die woestyn lê, vers 32, en julle kinders sal soos herders rondtrek in die woestyn, 40 jaar lank. En sal die gevolge van julle hoerery dra, totdat, en die hoerery daar beteken nie dat hulle seksueel losbandig was nie, maar dat hulle 'n ander God eerder aangeneem het as die enigste God. Die Here praat met Hosea ook so, en hy verwys na die volk Israel as een wat ontrou was teenoor die Here. Julle kinders sal julle lyke in die woestyn begrawe. Die Here bereken die dae van die 40 jaar op grond van die getuienis van 40 dae. Dag 1 het julle gesien wat ek vir julle wys. Dag 2 het julle gesien wat ek vir julle wys. Dag 5 het julle gesien wat ek vir julle wys. Dag 10 het julle gesien wat ek vir julle wys. Dag 15 het julle gesien wat ek vir julle wys. Dag 23 het julle gekyk en gesien. Julle het self die vrug gepluk. Dag 28 was julle nog in die land, julle het gesien. Dag 35 was julle nog daar. Dag 39 was julle nog daar. Dag 40 verlaat julle die land wat oorloop van melk en honing. Julle sien. Julle kom met die vrug en getuig 'n verslag wat nie pas nie. Daarom almal ouer as 20 wat gemurmureer het en die Here versoek het, sal die beloofde land nie sien. Julle kinders sal dit wel sien. Josua en Caleb sal saam met julle die beloofde land intrek. Die minderheidsverslag hier van Geeliste, die wat glo dat die Here God is, sal saamtrek. En julle kinders sal hierdie land in besit neem, nie as buit van hierdie mense in die land nie, maar as oorwinnaars van die volk. Elke volk wat die Here in hulle hand sal gee. En julle wat 'n 10 man verslag gelewer het, sal hanteer word soos valse profete. God gee vir hulle die oordeel. Vers 36. En die manne wat Moses gestuur het om die land te verken wat na hulle terugkoms die hele vergadering teen hom laat murmureer het, deur 'n slegte gerug aangaande die land te versprei. Die manne wat 'n slegte gerug aangaande die land versprei het gesterwe deur 'n plaag voor die Here, voor die aangesig van die Here. Die evangeliste wat 'n blye boodskap moes bring van geloof in die God van hemel en aarde,
het die evangelie versprei van ons kan nie. Ons is te swak. Watter beloofde land? Watter God? Het geval onder die hand van die Almagtige. Want 'n valse gerig gaan nie deug nie. 'n Valse gerig gaan ander in verleiding bring. Die bloed van die mense is op hulle, omdat hulle die evangelie verkondig het wat nie duld nie. En God se eer is aangetas. Wat sê die Here oor sy 40 jaar? Die laaste lyn van die vers sê, en julle sal 40 jaar lank en my teestand gewaar word. My teestand sal gewaar word. Wanneer jy 40 jaar lank die teestand van die Here beleef, word die woorde van die Nuwe Testamentiese skrywer waar. Vreeslik is dit om te val in die hand van die lewende God. Geliefdes, die kerk van Jesus Christus, dis al wie hier teenwoordig was. Die kerk van Jesus Christus in die Ou Testament is al wie hier teenwoordig was. Geen heidendom was sigbaar. God se kinders was daar. Een uit elke stam is gebruik. Wanneer die kerk nie hoor, die Here roep nie. As niemand so blind as die een wat nie wil sien nie. As niemand so doof as die een wat nie wil hoor nie. Dan sê hulle, ons huil, dit is verskriklik om te hoor wat die Here gaan doen, kom ons gaan veg, en ons gaan na die slagveld toe. En Moses sê, hey, waar gaan julle? Die Here het klaar gesê, dis verby. Wat wil julle nou gaan doen? Ons wil die land in besit neem. Die Here is nie met julle nie. Julle gaan sterf in die hand van daardie manne. Moenie. Ons het verkeerd gemaak voor die oë van die Here. En is nog steeds dieselfde gesindheid. Ons sal. En dan is die oordeel vinnig. Van die Amalekiete en die volk van die land kom af van die berg en hulle sterf. Dit begin daar. Geliefdes, dit is 'n boodskap van hoop. Wat doen nie? Hier staan so baie dood. Dat die geslag wat na 2 kon luister, die woorde van hoop en geloof kon kry. Ons is gewrat in hierdie wêreld met die magtige demokratiese stelsel van as almal gesê het en die meerderheid het besluit, is alles reg. Elke vergadering word so beslis. Besluite word bekragtig en enige stelsel het 'n meerderheidsbesluit in denke. Maar God kan selfs met 'n minderheid slaag. Die mensdom sal druk tot ons oordruk. God word nie gedruk nie. Die Here dryf deur min. Die Here oorwin deur min. Gaan lees die geskiedenis van die verowering. Die Here het homself oor en oor bewys. As die God wat in almag is, ongeag die magte. Geen mag is oor hom nie. Geen mag is daar wat hom kan beweeg nie. Geloof bring lewe. Geloof van die verslag van 2 was lewe. Geloof van die verslag van 10 was dood. Waar die Here voorsien, is daar hoop. En vir ons, wat baie maal met 'n klein kerkie, klein aantal gelowiges, ons is maar 2 of 3 of 5 by die Bybelstudie, ons is 4 by 'n vergadering, 4 by 'n belangrike saak, en so sal ons hierdie land kan gaan en sê, maar ons is maar net 15 in die gemeente, of ons is 30 in die gemeente, sal ons dit maak? Wat verkondig die Here?
Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons 'n plek gee. Deur hom wat ons 'n land gee. Deur hom wat ons 'n verowering gee. Dis nie ons nie. Was nog nooit ons nie. Vanuit slawerny was dit nie eers ons nie. Waarom sal ons vandag kan sê ons sal? Ons kan. Selfs die volk Afrikaner wat ons is, wat maklik sê ons sal self. Dit is sinvol. Maar nie sonder die Here nie. As die Here nie gaan nie, as die Here die pad nie gelyk maak nie, as die Here ons nie laat vorentoe beweeg nie, stap ons die berg uit en wag vir die Kanaaniete om ons te vernietig. Is die Here met ons. Wanneer die geloof in die minderheidsverslag, en dit is tans die Christelike kerk ter wêreld, as die geloof in die minderheidsverslag nie slaag nie, geliefdes, is Christus nie die koning nie, is Christus nie die rede nie, is Christus nie die vorentoe gaan nie. Dis wat die gedeelte verkondig. As my beweegrede nie die ooggetuie verslag van die apostels en die profete is nie, wat is my verslag werd? Ek staan net op die een verslag. En dis die Bybel, 66 boeke, dalk die dunste boek van al die boeke wat in die wêreld geskryf is, maar genoegsaam vir die pad vorentoe. Ons kan geen ander pad stap nie. En ons moet dit altyd verkondig. Ons moet dit op elke plek, vir elke mens gee. Dis waar ons is, dis waarheen ons gaan. En ons kan dit nie self doen nie, want die Gees moet ons versterk, om met die krag van Christus te kan volhard, ten spyte van die wat dreig om ons met klippe dood te gooi, soos vir Moses, Aaron, Josua, Caleb. Want daar is 'n nageslag wat die beloofde land sal betree. Dit het Israel gehoor. En dit moes Israel vanuit die graf aanskou. Maar Israel het die land betree. Want die Here lewe tot in ewigheid. En ons wat nie Israel is nie, maar die kinders van God in Galasiërs 3:29 weens die belofte erfgename aan dieselfde belofte, het ons 'n hoop tot die ewige koninkryk van die hemel. En daarom staan u en ek, geliefdes, in dieselfde lyn en ons hoop is deur die Gees van God wat kragtig ons lei tot by die plek van die eindpunt. Staan ons en ons kyk na die lyke wat in die woestyn van slawerny gelê het. Maar ons kyk na die hemel as die plek wat Christus vir ons berei het. En hou ons staande om daar te kom. Laat ons volhard in die geloof. Die Gees wat kragtig werk om ons die krag te gee vir vandag. En ons stryd elke dag. En ons leef die getuienis van die minderheidsverslag uit, gelowig elke dag. Want dis waar ons is en dis wie ons is. Ons huil nie, al word ons verag. Al word ons stil gemaak. Al word ons weggejaag. Ons is deel van die minderheidsgroep. Dalk effe ongewild, maar nie sonder 'n koning nie. En nie sonder 'n oorwinning nie. Want geloof gee lewe. Geloof gee lewe. Laat ons volhard in geloof. Op pad na die lewe tot in ewigheid. Amen. Ons bid saam. Almagtige en barmhartige God, hoe wonderbaarlik u naam. Ons kan u nie anders verwoord as genadig en barmhartig nie. Here, u wat die evangelie kan bring, ongeag die getal van wie dit gegee het verlossing gebring. Dankie dat ons deur die geskiedenis kan lees, dat die kerk van die Ou Testament gebroke hervorm kon word.
op pad na die koms van die Messias. Maar Here, ons wat terugkyk na die Messias se koms, sien uit na die ewige heerlikheid. En ons dankie vir die tyd waarin ons leef. En ons bid, Here, dat U ons sal dankbaar maak vir U verlossing en maak ons gesindheid so aanneemlik vir U. Laat U naam verheerlik word, laat U koninkryk kom, in Christus Jesus naam. Amen.